maar julle sitplekke neem. So vandag wil ek amper aansluit by laasweek se boodskap. Die wat hier was, sal onthou ons het laasweek gepraat oor Matteus 16, waar ek gesê het die geboorte van die kerk plaasgevind het basies en Jesus het die uitspraak gemaak, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en ek het definisie gebring van wat die rots is. Die rots is die openbaring van wie Christus is, en op daai openbaring bou Jesus sy kerk. Nou vandag gaan ons 'n bietjie verder, en ons gaan vandag bietjie die openbaring oopbreek, en 'n bietjie 'n definisie gee aan 'n element van wie Jesus ook is. En daardie woord, wie Jesus is hoëpriester. Jesus is ons hoëpriester. Julle moet opgewonde wees as 'n mens dit sê, want dit beteken baie, as julle dit nog nie verstaan nie, dan gaan dit nou vir julle verduidelik, dan na die tyd gaan julle op en af spring en sê, wow, Jesus is die ware hoëpriester. Hy is die enigste hoëpriester. Daar's nie ander mense op die aarde wat die rol kan vervul wat Jesus as hoëpriester vervul nie. Daar's geen titel op aarde wat die rol van Jesus vir ons kan vervul nie. Hy is ons ware hoëpriester. Lees saam met my Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot 16 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So hier sê die skrywer van Hebreërs, ons het 'n hoëpriester, sy naam is Jesus. En daardie hoëpriester het met ons 100%, ons is in gevoel met ons 100%, want net soos wat ons elke dag verlei word, versoek word, deur moeilike tye gaan, op en af beleef en, net soos wat ons sê, ons lewe is baie keer nie maklik nie, so het Jesus deur al daardie dinge gegaan. Dink net aan Jesus se lewe. Voordat sy bediening amptelik begin het, het Satan hom op 'n berg gevat en het hom verlei met die 3 goedes wat almal tog maar graag wil hê, nee, riches, glory. Gee, aanbid my en ek gee vir jou alles, ek gee vir jou rykdom. Jesus het net gesê nee. Deur sy aardse bediening het hy deur baie dinge gegaan. Hy is verraai deur sy vriende, hy is sleg gesê, hy is gegooi met klippe, daar is seker 1 of 2 kere wat iemand hom gespoeg het op dalk, hom sleg gesê, en in sy lydingsweek, wat ek nie 'n lydingsweek wil noem nie, ek wil dit in sy oorwinningsweek, die laaste week, het hy ook deur baie goed gegaan. Jesus het deur alles gegaan, wat ons deurgegaan het, maar Jesus het sondeloos gebly, hy het dit alles oorwin. En dit is hoekom die skrywer die koneksie kan maak om te sê, daarom kan Jesus ons hoëpriester wees. Nou om te verstaan hoe amazing dit is om die stelling te maak dat Jesus ons hoëpriester is, moet ons eers die rol van die hoëpriester in die ou verbond, in die Ou Testament verstaan en ook vir mekaar kan sê, wat was die beperkinge van die ou priesterskap? Die ou priesterskap was nie verkeerd nie, die ou manier van dinge was nie verkeerd nie, ek wil dit sommer nou sê, maar dit was nie genoeg nie. En nou moet ons verstaan, wat se rol het die hoëpriester gespeel. Nou ek wil dit vir julle lees in 'n opsomming van 'n hoofstuk in die Ou Testament, Levitikus 16. Nou ek wou dit vir julle gelees het vandag,
Maar toe ek het nou voorberei, toe kom ek agter, as ek dit vir julle lees, gaan ek julle 20 minute besig hou. Toe gaan ek en ek som Levitikus 16 op om vir julle die rol te verduidelik wat die hoëpriester vervul het in die Ou Testament. So ek gaan vinnig vir julle verduidelik. Op die versoensdag het die hoëpriester eers vir sy eie sondes 'n offer gebring. So die rol van die hoëpriester is om namens ons vir God te gaan jammer sê vir ons sondes. Nou hier was 'n klomp rituele gewees wat hy moes gedoen het in die Ou Verbond. Op die dag wat hy dit moes gedoen het, moes hy eers vir sy eie sondes 'n offer gebring het voordat hy vir die volk kon intree. Daarna het hy die allerheiligste binne gegaan met bloed om versoening te doen vir die sondes van Israel. 2 bokke is gebruik, een is geoffer en oor die ander, die sonnebok, is die volk se sondes bely voordat dit in die woestyn ingestuur is. Hierdie ritueel het gewys dat sonde beide gestraf en weggeneem moes geword het. So die hoëpriester in die Ou Verbond het ingetree namens die volk van Israel. En as jy nou Levitikus 16 gaan lees, hierdie is 'n opsomming. Hy het verskriklik baie rituele gehad wat hy moes gedoen het. Hy moes homself gewas het. Dan moes hy vir sy gesin jammer gesê en bely vir sy gesin se sondes. Dan moet hy vir sy eie sondes bely. Dan moes hy met bloed gespoel gewees het. Dan moes hy klere op 'n sekere manier gewas geword het. Dan moet hy op 'n sekere manier stap om in die allerheiligste in te gaan. Dan slag hulle 'n bees, dan slag hulle 'n skaap, dan slag hulle 'n bok, dan slag hulle dit en dan slag hulle dat. En dit alles om dan in die allerheiligste waar die ark gestaan het voor God te kom en te sê, Here, vergewe asseblief hierdie nasie vir die sondes wat hulle gedoen het. En dan het dinge gebeur en dan vir 'n rukkie was die sondes van die nasie dan weggevat. Maar in Levitikus 16 vers 34 eindig hierdie hele ritueel wat die hoëpriester gedoen het met die volgende. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen soos die Here Moses beveel het. So hier lees ons en ons kry die opsomming van die hoëpriester het namens die volk ingetree vir hulle sondes, maar dan sê God, en dit moet elke jaar gedoen word. Want die bloed van 'n dier is nie genoeg nie. Die ritueel wat jy nou doen is nie genoeg nie. Jy moet dit oor en oor en oor en oor doen. Hoekom? Want die sonde van die nasie is swaar. En die sonde wat julle doen, die afstand tussen my en julle is erg. Daarom moet julle dit oor en oor en oor doen. Nou die ding met die Ou Verbond. Hierdie hele proses moes jaar na jaar herhaal word. En die ou manier van dinge doen kan nie vir eens en vir altyd afgehandel met sonde nie. Dit moes oor en oor en oor en oor gedoen word. En nou bring dit ons by Jesus, die ware en beter. Maar is beter die regte woord? Die perfekte hoëpriester. So ek gaan 2 stellings hierso sê. Ons het 'n hoëpriester, 'n groot hoëpriester, sê die skrywer van Hebreërs, Jesus die seun van God, en hy verstaan ons en sy werk is afgehandel en perfek. So om dit terug te vat, ons hoëpriester bring nie net 'n offer nie, hy word die offer. Ons kom nou net so 2-3 weke terug uit Paasnaweek uit, waar ons die kruisiging van Jesus gevier het. Hy bring nie net 'n offer nie, hy gaan nie in die allerheiligste en hy as Jesus slag 'n klomp skape en bokke, beeste en doen 'n paar goeders nie. Hy word die offer. En hy verteenwoordig nie net sondaars nie, hy vervang sondaars. Nou julle gaan dit dalk nie nou verstaan nie, maar ek gaan nou vir julle 'n storie vertel in die Bybel om te verduidelik hoe hy 'n sondaar vervang het om die hoëpriester te word. Maar hier's die mooi ding. Jesus is nie net geestelik ons hoëpriester, hy is in alle opsigte ons hoëpriester. Ons hoor in Hebreërs dat hy alle versoeking deurgegaan het en hy het sondeloos gebly, daarom kan hy vir ons
instaan. Maar hier is die mooi ding, 'n storie van die nag toe Jesus gearresteer was, het hulle Jesus voor Kajafas gebring, wat daardie jaar die hoëpriester was, wat reg was om die volgende dag in die Allerheiligste in te gaan en vir die nasie te gaan pleit en om vergifnis te vra. En terwyl Jesus voor Kajafas gestaan het, het Kajafas hom genail met 'n klomp vrae. En Jesus het net bly die waarheid praat en Kajafas het kwaad geword, hy het sy klere geskeur. En hy het Jesus gevloek en hy het sleg gepraat. En in daai oomblik het Kajafas nie meer die menslike hoëpriester titel gehad nie, want hy was onrein gewees. En die enigste fisiese hoëpriester was Jesus Christus wat gestaan het. En toe kon hy die volgende dag namens die volk gaan vergifnis vra het en sonde bely het. En hier is die storie vir ons, en hiermee wil ek afsluit, 'n lekker kort boodskap voordat ons die nagmaal gaan vier. Matteus 27 vers 15 tot 21, en hoor hierdie, en op die fees was die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. Nou hierdie is waar Jesus nou staan, en hy is op pad om gekruisig te word. En Pontius Pilatus wou nie vir Jesus gekruisig het nie, want hy het gesê, ek vind geen fout in hierdie man nie. Hierdie man is onskuldig, julle wil 'n onskuldige man doodmaak. En Pontius Pilatus probeer sy bes, sy menslike bes, om Jesus vry te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Ek gaan aan met die storie. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle laat, Barabbas of Jesus wat genoem word die Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nederigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regsbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks doen, te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Hier is die storie van Jesus wat ons hoëpriester is. Jesus staan reg om gekruisig te word. Een van die hoogste autoriteite in die land kyk na Jesus en hy sê, ek sien geen fout in hierdie man nie. Ek sien hy is onskuldig, maar julle wil hom kruisig. En hy probeer sy laaste om Jesus vry te laat en hy sê, maar hier is dan nou 'n skurk, Barabbas, 'n moordenaar. Ek weet nie wat het hy alles gedoen nie, maar hy het baie verkeerd gedoen. Hierdie man moet doodgemaak word, en hier is 'n onskuldige man. Daar is 'n gewoonte, julle kan kies om een persoon vry te laat, voordat ons nou gaan om hulle te kruisig, die onskuldige of die skuldige. En die skare sê, ons wil die skuldige vrylaat en die onskuldige laat doodmaak. En is dit nie wat ons hoëpriester vir ons gedoen het nie? Ek wil hierdie vir ons lees. Ons is Barabbas. Ons is skuldig. Ons is op pad om gekruisig te word. Skuldig en ons verdien oordeel. Maar ons loop vry, want 'n onskuldige man, Jesus, het ons plek ingeneem. En daarom kan ons God met vrymoedigheid nader. Nie omdat ons onskuldig is nie, maar omdat die onskuldige, die hoëpriester, vir ons ingestaan het. Jesus, die Seun van God, het mens geword. Hy het die rol van hoëpriester vir ons vervul. Jesus het namens ons die offer geword. Ons moes gewerk het om in God se goeie boekies te kom. Jaar na jaar moes ons rituele doen, ons moes goedjies doen,
En toe kom Jesus en sê, ek gaan dit nie vir julle doen nie, ek gaan sommer die offer word. Julle kan nou vry gaan. Ek is die offer, eens en vir altyd. Barabbas, jy is vry. En ek wil julle uitnooi, op grond van die feit dat jy dalk nou verstaan, hoe groot die aksie van die hoëpriester was, wil ek ons uitnooi om saam nagmaal te vier. Jesus het dit 'n instelling gemaak om te sê, onthou wat ek gedoen het. Ek hoop hierdie gee vir julle 'n bietjie konteks van hoe groot dit wat Jesus werklik vir ons gedoen het, was. Ons was op pad na die oordeelsbank toe sê Jesus, nee, ek sal dit doen vir julle. Julle is vry, julle kan gaan. So ek nooi julle uit, kom kry vir julle nagmaal en kom ons vier die feit dat Jesus ons offer geword het, dat hy gekruisig is, dat sy liggaam gebreek was en dat hy opgestaan het vir ons, sodat ons kan vry wees. Julle is welkom om te